Vandag se skriflesing kom uit Romeine 8 vers 1 tot 6. Daar is dus nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Die wet van die Gees wat aan jou in Christus Jesus die lewe gee, het jou vrygemaak van die wet van die sonde en dood. Wat die wet nie by magte was om te doen nie, omdat dit weens ons sondige natuur te swak was, dit het God gedoen. Hy het met die sonde afgereken deur sy eie seun in dieselfde gestalte as die sondige mens te stuur, sodat hy die sonde in die sondige bestaan van die mens veroordeel. Nou kan ons aan die eise van die wet voldoen, ons wat ons lewe nie deur ons sondige natuur laat beheers nie, maar deur die Gees. Die wat hulle deur die sondige natuur laat beheers, hou hulle besig met die dinge van die sondige natuur, maar die wat hulle deur die Gees laat beheers, hou hulle besig met die dinge van die Gees. Die dinge waarmee die sondige natuur van die mens hom besig hou, loop uit op die dood, maar die dinge waarmee die Gees hom besig hou, bring lewe en vrede. Romeine 8 bring vir ons goeie nuus. Daar staan in vers 1, daar is geen veroordeling meer vir die wat in Christus Jesus is nie, want die Gees wat lewe gee, het ons kom vrymaak van die wet van die sonde en die dood. Ons as mense kan probeer om op eie krag aan God gehoorsaam te wees. Ons kan probeer om self die wet te onderhou en baie mense probeer dit, maar sonder sukses. As jy dit al probeer het, sal jy weet, dit werk nie. Want ons is sondige mense en ergens val jy en struikel jy en doen jy verkeerd. En al kan jy dalk dit regkry om ander mense te beïndruk met 'n mooi lewe, met 'n goeie voetjie voorsit, gaan jy nooit vir God kan beïndruk nie, want God ken ons harte, God ken ons gedagtes, hy weet wat ons dink. Op ons eie krag sal ons altyd faal. Ons sal nooit in staat wees om die wet te onderhou nie. En daarom moet ons gestraf word as wetsoortreders. Maar die goeie nuus waaroor Paulus skryf in Romeine 8, is hy sê Jesus Christus het homself kom gee, hy het aan sondige mense gelyk geword. Hy het vir ons gesterf. Hy het vir ons uit die dood uit opgestaan. En nou kan ons wat ons deur God se Gees laat lei, kan ons aan God gehoorsaam wees, want ons is nou nie meer onder die wet nie. Ons staan nou onder die Gees. Stel jouself vandag onder die Gees van God. Nooi die Heilige Gees om oor jou te kom en jou te vul met sy volheid en jou die krag en die genade te gee om aan God gehoorsaam te wees. Kom ons loof die Here. Here Jesus, dankie dat U aan mense, aan sondige mense gelyk geword het, omdat U ook vir my lief het. Dankie dat U U eie lewe opgeoffer het, sodat ek die lewe kan hê. Dankie Heilige Gees, dat dit U is wat die lewe kom gee, elke dag vir my kom gee. En dankie dat U my in staat stel om in gehoorsaamheid aan God te leef. Help my vandag. Geef my die krag wat ek nodig het. Hier is ek, hier is my lewe. Vul my met U volheid, die volheid van U Gees. Amen.